Goeiedag, liewe luisteraars. Wees gegroet in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg is weer vandag om met u te kan deel rondom God se woord. Die Here is goed, die Here is getrou. Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Ek wil net vra dat ons oë sluit en die Here vertrou vir 'n wonderlike saak. Vader, ons dank u vir u liefde, u genade, u getrouheid, Here, u goedheid en u guns. U is wonderbaar, my God, u is heilig en u is magtig, Here. Ons dank u, Here, vir 'n voorreg weer, Here, om te kan staan, Hemelse Vader, in die evangelie van u te verkondig, my koning. Ek kom bid in Jesus heilige naam, trek ons toe in die kosbare en heilige bloed, Here. Wees u die fondasie onder ons voete. Ons dank u dat u die harte, die denke, die lewens, die verandering, Here, en elke hart en siel, Hemelse Vader, sal oopmaak, my God, om u woord te ontvang, my koning, in Jesus heilige naam, met alle danksegging, my koning. Amen en amen. Ja, liewe luisteraars, ons kan ons Bybels oopslaan by Jesaja 41. Ons sal so lees vanaf versie 8. Hy sê daar, maar jy, my dienaar, Israel, Jakob, vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham, vir wie ek lief het, jy vir wie ek van die eindes van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou, almal wat teen jou te kere gaan, sal teleurgestel en die aftog blaas. Jou teepartij sal soos niks word, hulle sal omkom. Amen. Ek wil net so fokus op die gedeelte in versie 10, wat hy sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Die Here seën sy woord en die lesing daarvan. Ons luister hier in Jesaja, hoe dat die woord van die Here kom, en Jesaja spreek hierso, en hy profeteer deur te sê, moenie bang wees nie. Ek wil met iemand praat vandag, dalk is daar 1 of 2 persone, dalk 3, wat vandag vasgevang is in vrees, vrees oor jou omstandighede, vrees, jy gaan jou huis verloor, vrees, jy gaan jou motor verloor, vrees, jy gaan hierdie dinge wat jy het, waarvoor jy hard gewerk het, of jou werk gaan jy dalk verloor. Ek wil praat met mense wat bang is dat hulle dinge gaan verloor, wat waardevol is in jou lewe. Jy is dalk bang dat jy gaan jou man verloor, jy gaan jou vrou verloor, in jou huwelik gaan jy verloor, jy is dalk bang, jy gaan iets verloor in jou lewe wat vir jou van baie waarde is, of baie waardevol is, of baie beteken in jou lewe, en jy is dalk bang dat dit gaan nou weggaan. Jy sit dalk op die drempel dat iemand jou wil lelik seermaak, of hulle beplan jou dood, hulle beplan dalk om iets aan jou of jou gesin te doen. Jy sit dalk daar en jy is baie bekommerd van iets kan met jou gesin gebeur, dalk met jou kind gebeur, met iemand in jou familie gebeur, en jy sit met daardie bekommernis vandag, en jy het nou al vir 'n afgelope tyd gebid, en jy het na kerke gegaan en gevra vir leiers en pastore om te bid, en jy het gevra vir mense om vir jou te bid of vir jou te help, maar daardie vrees is nog altyd daar. Ek wil vandag met u praat rondom dit. U sien baie maal wanneer terwyl ek nog in die wêreld was, en nie Christus in my lewe gehad het nie, deel van bendes gewees het, kon jy net sekere plekke beweeg het. Jy kan nie enige plek gaan nie. As ons na sekere areas in ons gemeenskap loop, of as ons na sekere plekke uitgaan, en ons wil gaan kuier nou, soos jong mense doen, en besig met verkeerde goed, dan gaan ons nie alleen nie, want ons moet so 2 of 3 persone by ons het, want dan voel jy meer veiliger, want die ding is dit, jy, as terwyl ons in bendeskap was, 'n bende, of soos ons sal sê, 'n skollie, sal mos nie wys, hy is bang nie, maar weet u, ek wil u vandag 'n geheim sê, elke skollie is maar bang, so sterk wat hulle vir hulle hou, as hulle maar bevrees vir iets wat kan kom, van hy moet altyd
agter hom loop en kyk. Hy moet altyd kyk rondom hom kyk, van hy weet nie van watter kant af sy vyande kan kom nie. En dit is die ding vandag, dat wanneer ons in die wêreld is, dat die vyand gee jou nie 'n belofte om jou te sê, moet jy bang wees nie. Die vyand, halleluja, hy's 'n leienaar. Die Bybel sê dat hy kom soos die engel van die lig na vore. En die vyand, die Bybel sê, van die fariseërs en die Nuwe Testament sê dat van die fariseërs en die hoëpriesters het gesê, toe Jesus die duiwels uitdryf uit die mense uit, toe sê hulle, as hy nie miskien deur Beelzebul of met iemand vervul het, doen hy dit nie met daardie krag nie. Toe sê die Here Jesus Christus, hoe kan as hy dan nou deur Beelzebul, dan wil dit sê dat die vyand veg teen hulle self, dat hulle self gaan afbreek, want hy het geweet, hy doen dit nie deur bose geeste nie, want hy sê dit, dan breek daardie bose geeste mos hulle eie huis af, hulle breek dan mekaar af. So, hoe kan jy dit so doen? Maar hier is ons vandag om te verstaan, hoe belangrik dit is om nie bevrees te wees nie. Maar soos ek noem aan julle, as ek besig terwyl ek in die wêreld was, moes jy maar versigtig gewees het vir waar jy gaan. Wanneer jy in 'n dans kom of in 'n dansbaan kom, het ek maar altyd met my rug so teen die muur gekyk en seker gemaak ek sit op 'n plek waar ek almal kan sien, sodat daar niemand agter my kom nie, want jy sien in daardie lewe, in daardie leefstyl, besef jy dat jou bekruiper, jy weet dat jy het bekruipers, jy weet dat daar's iemand wat jou van agteraf sou seermaak, en daarom het ek my altyd daardie neiging gehad om teen 'n muur te sit en altyd te kyk wat rondom my voor my, ek moet alles in sig hê wat gebeur, en dit is nie lekker om so te lewe nie, want jy moet altyd versigtig wees, jy moet altyd bevrees wees, en jy moet altyd iemand by jou het om veilig te wees. Wanneer jy, al plek waar jy veilig voel is in jou ma se huis, al plek waar jy veilig voel as wanneer jy by jou oom of waar jy woon, daar is jou veilige plek, en vandag is dit tot op so 'n plek waar jy nie eens meer veilig voel in jou ma se huis nie, van jy weet nie of hulle kan kom tot daar nie, want dit is so erg, dat dinge so erg word in 'n mens se lewe wanneer jy op die verkeerde weg is. En vandag wil ek ook praat saam met iemand wat sit diep in skuld, diep in depressie van skuld en probleme, en jou woning, die bank gaan dalk jou huis kom al, en jy is bekommerd. Ek wil vir jou vandag bemoedig met die woorde wat God sê hierin, wat Jesaja sê hierin, Jesaja 41 versie 10 sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Vandag verklaar die woord van God dat hy is by jou. As jy God kan vertrou, hoef jy nie bang te wees nie. As die woning gevat moet word, het God iets beters vir jou in stoor. As jou woning of dit wat jy het, wat jy bang is, jy gaan verloor, het God vir jou iets beters in stoor. Soms vat God 'n mens deur fases van vrees, sodat ons kan leer dat wanneer ons in ons volle vertroue in hom sit, dan is hy daar om ons te beskerm. Die Bybel sê, hy sal jou vashou, hy sal jou bewaar, hy sal jou beskerm, sê die woord van die Here. So, dit is die God wat ons dien, en terwyl ek so in die wêreld was, dierbaar is, besef ek, toe ek nou my lewe verander het, terwyl ons so, as ek nou van die kerk afkom, toe ek so pas op hierdie weg kom, so pas die Here aangeneem het, moes ek nou begin te kerk loop, en ek moes betrokke wees by dienste en alles dit, en terwyl ek gaan, as ons van biddienste afkom, of van die kerkdienste afkom, dan moet ek nou in die aand, jy moes nou loop ek met my Bybel af, hy is toe nou dan net ons die vriende of vyande, wat nou eers seker maak, is jy regtig by die Here. Jy sien, hulle kyk eers, is jy regtig waar verlos, is jy regtig waar veranderd deur God, en die manier hoe hulle kyk, as hulle groet jou, en hulle toets jou, en hulle kyk wat jy gaan maak, hulle kyk jou reaksies, al hierdie dinge, hulle kyk, as jy waarlik waar verlos, het jy waarlik waar die goed waarmee jy besig was, wat jy gedoen het, toe jy nog in die sonde was, as jy waarlik waar klaar met hierdie dinge. So daar gaan toetse kom, wanneer 'n mens Christus in jou lewe aangeneem het, en dis die toetse wat jy moet deurstaan, en jy sien die
die Here het my gehelp, prys die naam van die Here, om deur dit te gaan, en ek kon die Here dankbaar wees vandag, van daardie einste vyande, daardie einste mense, met wie ek bekleed in daardie tyd, met wie my wou seer gemaak het daardie tyd, daardie einste mense, is vandag die mense wat respect toon, is vandag die mense wat vra vir gebed, is vandag die mense vir wie ek kan bemoedig, en so verandering het die Here kom maak in my karakter, die Here het 'n verandering kom maak in my manier van praat, van alles het verander, maar dit het tyd gevat, van God skaaf 'n mens, wanneer hy aan jou werk, hy werk stukkie aan jou, as jy ernstig is met die Here. Daarom sê die woord van die Here, as jy meen met God, dan sal God meen met jou. As jy insit, dit wat jy insit in die koninkryk van God, dit sal jy uitkry by die Here. En die Here het veranderinge kom bring, en vandag kan ek met my vyande praat, wat nie meer my vyande is nie. Ek kan nie vir hulle vyande noem nie, van vandag is hulle ook maar soos vriende en bekendes, en ons kan gesprek, en ons kan mekaar groet, en ons kan sit, en so het die Here na al hierdie jare veranderinge kom maak in my lewe, en daarom is ek nie meer bang nie, daarom is ek nie meer bevrees nie, want die Here het die vrees en die bangheid wegkom vat. En wanneer ons dinge, in die vlees word mense bekommerd, wanneer jy sien, jy gaan nou hierdeur 'n ding, veral wanneer dit in huwelike is, wanneer ons sien dat ons gaan nou ons eggenoot verloor, deur een of ander iets wat gebeur het, wat te erg was vir daardie persoon, en die een besluit, ons gaan maar nou uit mekaar uit, ons gaan maar die huwelik gaan nou te gronde, en nou sê ek bang, ek gaan my vrou verloor, of ek is bang, ek gaan my man verloor, deur dit en deur dat, maar as ek God in my saak ken, as ek die Here ken in hierdie stryd, dan sal die Here 'n ommeswaai maak, of God het altyd 'n beter plan, van die Bybel sê, leer vir ons, hy sê daar in Spreuke, baie is die planne in 'n man se hart, maar dis God se wil wat bo dit uitstaan, en so het ek en julle, as ons bekommerd oor baie dinge, maar hy sê, moenie bekommerd wees oor die dinge nie. Die Bybel leer ons, hy sê, moenie bekommerd wees nie, hy sê, moenie bang wees nie, hy is daar, hy is by jou, hy beskerm jou, hy hou jou, hy help jou deur hierdie dinge. En dit is die belangrikheid wat ek en u moet raak sien. U sit vandag daar, en u is vandag bekommerd, jy sit dalk nie dat ek altyd praat oor die fisiese dinge, of die besittings wat ons het nie, maar tot op sulke dinge, wanneer jy sien, jy gaan jou woning verloor, jou motor verloor, alles wat vir jou van waarde was, dan voel jy wil opgee in die lewe. Ek wil vir u sê, dit is dalk net 'n stap na 'n volgende fase, waardeur God jou vat. As jy God vertrou, as jy die Here vat op sy woord, wat hy sê, moet jy bang wees nie, dan kan jy hom nie net vat op sy woord nie, maar jy moet hom aanvaar vir wie hy is, dat hy die een is wat volbring wat hy sê, dat hy wakker is agter sy woord. Jy kan nie God aanvaar in jou lewe op sy woord wil vat, en beweeg met twyfel nie. Die Bybel leer vir ons, daar in Jakobus 1 sê hy vir ons, dat as ons twyfel, wanneer ons bid, of wanneer ons God vertrou, vir so 'n persoon wat twyfel, kan die Here nie deurkom nie. Ons moet nie twyfel nie, daarom moet ons twyfel verwyder. Ons moet verwyder elke tipe van ongeloof uit ons harte, of uit ons mindsets uit, sodat die Here hierdie ding in vervulling kan bring, dat ons nie nodig het om bang te wees nie. Vandag wil God aan jou versekering gee, dat jy moet nie bevrees wees nie, dat hy is daar by jou. Dit voel vir jou asof niemand daar is nie, en vir almal vir wie hy kontak het om jou uit te help, of vir jou te beskerm, om vir jou te help, deur dit wat jy gaan, nou is niemand meer daar nie, daar is nie iemand wat jou kan help nie, en die persoon op wie jy gehoop het, wat jy gedink het gaan vir jou help, kom ook nie vir jou deur nie, kan ook nie vir jou help nie. Daarom is die Here nou daar, en hy stap in deur hierdie boodskap, om 'n bevestiging aan jou te gee, jy wat bid, jy wat vas en bid, jy wat die Here vertrou het, jy wat weet, daar is geen ander uitkoms, behalwe Christus nie, daar is 'n bonatuurlike deurbraak, en die bonatuurlike deurbraak is die Here Jesus Christus, die opgestaande Jesus, hy wat sy lewe opgeoffer het op die kruis van Golgotha vir ek en vir u, en hy het opgestaan uit die dode, en hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy is die lewende seun van God, en dis net hy wat vir jou kan bewaar deur hierdie ding waarin jy gaan. Moenie bang wees nie, maar sit jou vertroue in die Here Jesus Christus, want hy beloof, hy gee jou 'n vaste belofte deur te sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou,
Ek hou jou vas met my eie hand red ek jou. Hoor daar die laaste twee woordjies waar hy sê, ek hou jou vas en met my eie hand red ek jou. Wanneer die Here 'n belofte maak dat hy jou vashou, wanneer die Here 'n belofte maak dat hy jou red met sy eie hand, dan kan jy verseker wees, hy sal dit doen, want hy is wakker agter sy woord. Hy is geen mensekind dat hy jou sal belieg nie. No, hy is geen mensekind dat hy jou sal verlaat nie. Amen. Dit is die Here wat ek ken, wat ek dien en wat sy woord hier gee, want die Bybel sê die letter is dood, maar die Gees maak dit lewendig. U moet die Here vertrou. So eenvoudig soos dit. Ek weet u het miskien dalk die tyding gekry, môre gaan dit gebeur of vandag nog. U sê dalk vir uself, pastoor, u praat nou so daar, dis die waarheid wat u praat, maar ek dink dit is my laaste, ek dink dit is nou klaar, hulle gaan nie goed kom haal, of my lewe is klaar, hulle gaan my vandag nog doodmaak, of môre nog seermaak, of whatever, ons huwelik is nou op, is klaar. Ek wil vir u sê, vertrou die Here nog steeds, ten spyte van wat jy met jou oë sien, en met jou ore hoor, vertrou die Here, want die Bybel sê, geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie, maar waarop ons hoop. As jy sien dat jou verhouding gaan werk, as jy sien dat jou eggenoot gaan by jou bly, as jy dit in jou geestesoog, in jou mind kan sien, en in jou hart kan vertrou, en as jy dit kan glo, dan sal dit vir jou so wees. As jy glo en kan sien dat jou motor en jou woning is nog daar, as jy glo dat jy nog jou lewe behou, dat jy nog môre sal lewe, dat jy nog 'n lang lewe sal hê, dan sal dit so wees. Jy moet net nie bang wees nie. Vandag wil ek verklaar dat die Here sal die vrees wat in jou hart is, die vrees wat in jou gedagtes is, die vrees wat in jou lewe is, daardie bangheid, daardie gees wat daardie vrees in jou plaas, vandag sal die Here in Jesus naam daardie gees verwyder. Vandag in Jesus naam verklaar ek, die Here verwyder elke vrees in jou lewe, elke twyfel in jou lewe, elke murmurering in jou lewe. Die Here Jesus Christus verwyder dit in Jesus kragtige naam. Die naam van die Here is 'n sterk toren, die naam van die Here Jesus Christus is kragtig. Dit is dieselfde naam wat blindes laat sien, wat dowes laat hoor en wat krepeles laat loop. Hierdie naam van die Here Jesus Christus, die Seun van die lewende God, halleluja. Hy is 'n werklikheid en hy verwyder daardie vrees in jou lewe. Vandag wanneer jy kyk na hierdie program, laat toe dat God die vrees verwyder in jou lewe en vertrou volkome in die Here Jesus Christus. Nie in 'n mens nie, maar vertrou in die Here, want die Bybel sê, moenie steun op die arm van vlees nie, maar vertrou in die Here Jesus Christus, en hy sal vir jou 'n weg maak. Die Here maak altyd 'n weg. Die Here sal jou uithelp. Hy is wakker agter sy woord. Amen. Die Here seën u. Vader, ek dank u vandag vir hierdie kort boodskap, vir hierdie bemoediging. My gebed is, Here, dat u die vrees sal verwyder uit elkeen, Here, wat vandag in 'n vrees sit, wat vandag voel, Here, hulle kan nie meer nie, wat vandag, Here, bevrees is vir dinge wat in hulle lewens gaan plaasvind, Here, familie, u soos hemelse Vader, huwelike, my God, Here, eiendomme wat verlore gaan, Here, besighede, Here, wat dalk sal verloor word, my God, ek bid dat u sal deurbreek, Here, en u hand sal openbaar in die naam van Jesus Christus, dat u daardie vrees, Here, sal verwyder, my God, en dat u, Here, aan elkeen, Here, wat deur so 'n fase gaan van vrees, dat u hulle nuwe hoogtes sal gee, dat u hulle beter deurbrake sal gee, Here, dat hulle sal sê, maar waarlik waar, die Here Jesus Christus lewe tot in alle ewigheid. Amen en amen.